wees. Amen. Draai 'n bietjie daarna iemand wat jy nog nie gegroet het nie. Sê 'n bietjie vir hom of haar welkom vanmôre in die huis van die Here. Prys die Here. Ons is dankbaar vir elkeen wat hier is vanmôre. Ons is dan ook groot voorreg om pastoor Marius en Johnny, oom Marius is ons ook hier. Ons het vir 'n lekker aandag. Ons baie dankie sal doen. Prys die Here. Nou ek het my baadjie uitgetrek want hulle sê ek moet my fan afsit. Iemand kry koud iewers. Nou nie, hier's dit nie. So please bear with me. Is daar enige versoeke vanmôre in die banke waarvoor ons kan doen? Ongesproke versoeke, baie bly om aan die soekie vanmôre te sien. Binne die Here hulle sal versterk in hierdie moeilike tyd en afsterf van aan Yvonne. Die Here julle hart sal vertroos en deurdra. Amen. Waar is Erika? Kijk Erika. Is hy hier so? Feels geluk, liewe Erika, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Feels geluk, liewe Erika, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Baie geluk. Mag die Here jou ryklik seën. Amen. Ek gaan vir Charles vra om vir ons vorentoe te kom. Vra dat hy ons hierdie diens gaan open met gebed. Daarna gaan ons lekker sing. Prys die Here. Dankie. Prys die Here. Ons bid saam. Dankie Jesus dat U ons eerste lief gehad het. Amen. Hoe groot was die liefde en die prys wat U vir ons betaal het, sodat ons vanmôre hier kan staan om U naam groot te maak, om U lof te besing, Here. Here, ons is vanmôre hier by U om nie deur mens gesien te word, Here, maar om U naam te prys, Here. Here, staan vanmôre stil by elke stoel. U ken elkeen se behoefte, Here. Terug sien U voor, Here. Laat julle begeertes deur danksegging gebed aan my bekend word. Here, ons het 'n begeerte vanmôre om U te dien, Here, om U te loof en U te prys, Here. Here, ons het 'n begeerte dat ons liggame gesond moet wees, Here. U het die versoeke gehoor, Here. Staan by elkeen van hulle stil vanmôre, Here. Here, ons vra dat U uit genade nie maar alleen, omdat U groot en U om vir ons omgee, en ons dank en ons loof U daarvoor. In Jesus se lieflike naam. Amen. Amen. Prys die Here. Amen. Nou, julle weet al, ons het 'n gewoonte hier by ons. Nou, ons het die liedjie wat ons vanmôre gaan sing, is 'n liedjie wat gebaseer is op Marius se bediening. Want ons het vanmôre die koning van skit hierso. Ken julle van skit? Nee. Nou, ons skit nie meer nie. Maar dan vanoggend se liedjie moet ons so 'n bietjie skit. Maar die liedjie gaan oor Jona. Wat het met Jona gebeur? Wat moes hy doen? Hy moes na Ninive toe gaan. En toe waar toe gaan hy? Hoekom? Want hy het nie ore nie, nee. Ek weet bekend. Alraai, nou vanmôre se liedjie sê, vat hom, skit hom wakker. Nou kry elkeen vir hom 'n gou maatjie. Het elkeen 'n maatjie. Kry of jy 'n maatjie. Broer, dis nou jou kans om jou vrou 'n goeie skit te doen. Prys die Here. Ek weet. Ore, vat ons skit hom wakker. Nou nie so dat hulle omval nie. Maar skep 'n bietjie maar daar. Raak jy reg? Laat ons skep hom wakker.
Geef vir jou langs jou, ons sal wen. Ons sal wen, ons sal verseker. Ons sal wen.
Here, ek ag U woord as enigiets. Ek ag U woord as enigiemand, Here, ons aanbid U vanmôre met eers grond. En al die lof en al die eer van ons harte behoort net aan U. Want U is dit werd om geprys te word. Halleluja. Kom ons eer op net vanmôre. Plaas hy. Ken die musiekspan. Voordat die van ons maatjies gaan, voordat die maatjies gaan, ons gou die tent. Al die bedieninggangers wil nie gaan ons gou die kom. Prys die Here. En ons woensdag aan by die bid hier kom, jy sê vir hulle, ek dink ons wat hier is met sommer 'n bietjie oefen vir die tent. So ons gaan vanmôre vir julle sing. Prys die Here. Nou kan ik zo los maken, maar ik ga nog een broer. Niet zo hè. Dit is dan voor mij voorrecht om
vir Marius aan die woord te stel. Ons luister graag na dit wat die Here ook vanmôre in ons diens met ons wil sê. Ons ore is wyd oop, dankie. Prys die Here, baie dankie. Dis so lekker om 'n mooie Parys te wees. Ons het gery, ons kon nie die Eiffeltoring kry nie, maar ons het gesien dat in ons besef hierdie is 'n baie besondere dorp. Baie dankie pastoor Jan en Melien dat ons by julle aan gemeente mag wees. Dit is die laaste keer in amptelike hoedanigheid, waarskynlik die laaste keer, maar ek wil sê dat dis altyd vir ons 'n groot voorreg om hulle te sien as gevolg van hulle ongelooflik gemanierde kinders. Dit regtig in ons familie is hulle twee kinders dalk wat my betref die mees oordentlike wat ek in my lewe gesien het. En dis 'n kompliment uit my hart, nie net as 'n praat. Ek het vanmôre die sang en die musiek intens geniet. U ook. Amen. Prys die Here, dit is lekker as mense uit hulle harte die Here verheerlik. Vanmôre terwyl hulle hier speel en sing, gevoel regtig die Here is in ons midde. Jean, julle kerk is pragtig. As ek daarom dink aan die ou gebouetjie uit ons dae en hoe alles hier opgeknap en opgegradeer is, die platform dwarsdeur, die stoele, julle net nie hier sit en wag, gaap en slaap in my diens nie, asseblief. Ek skit nie meer nie, but we can always make a plan. Maar dis sulke lekker stoele hierdie dat dis eintlik baie gemaklik en mooi. Melien het ons so stel tande wat sy altyd dra. Iemand vertel my nou die dag van dat 'n pastoor het 'n paar nuwe valspanne persent gekry en spesiaal vir hom dat maak. En toe hy die eerste diens daarna wat hy toe hou, toe preek hy net 8 minute. En dit nadat sy kerkraad vir jare vir hom sê, pastoor, jy preek fantasties, maar net 'n bietjie minder, 'n bietjie korter. En die volgende diens toe preek hy 12 minute. Sy kerkraad hou hom agter in die fisiese vir hom, dis prysenswaardig, pastoor, regtig, ergens het die penny gedrop. En jy sê nog vir ons dieselfde, maar nou sê jy dit in korter tyd en dis vir ons wonderlik. En die volgende diens toe hulle weer het, toe preek hy 2,5 uur. En die kerkraad uit die aard van die saak hou hom agter en vra vir hom, pastoor, wat het nou gebeur? Hy sê nee man, hy sê, jy sien, vorige 2 weke het ek die nuwe valsstanne ingehaal. Hy sê, maar vanmôre toe kry ek nie myne nie, toe leen ek my vrou se. Ek is vanmôre hier om met julle ietsie uit die woord van die Here te deel uit my hart. Maar as jy mooi gaan luister, sal jy verstaan dat al die ander goed wat ons doen in die Here, alles anders, is ondergeskik aan hierdie. Ek wil nie vir jou sê, omdat ek vanmôre preek, dat dis die belangrikste preek wat jy nog gehoor het nie, want dit is nie. Dis nie die belangrikste preek nie, dis die belangrikste ding in God se woord, wat die Here van my en jou verwag. As jy al die ander goed nalaat en jy doen hierdie, is die kans dat jy die koninkryk van die hemel sal ingaan, baie groot. Die waarheid is dat, ek weet nie hoeveel van u weet, dat ons lewe in 'n baie goed georganiseerde tyd. Vroeger jare, ons sommer diens gehou met 'n trekklavier en ons het koortjies uit die banke gevra en dit was sommer so maklik geweest. Ek onthou by die geleentheid toe Sluiter se seun vir my vertel dat sy pa diens gehou by die Kaapenaars en toe vra hy, is daar 'n koortjie uit die bank en toe sê ek, ons daai koortjies in van die flat tires, toe sê hy, broer, wat 'n koortjie is dit? Toe sê hy, Jesus breek al my bande. Nou, ons daar was sulke tye. Maar vandag is ons georganiseer. Dis as ek kyk vanmôre na die
pragtige aan mekaar sit van hierdie hele diens en hoe alles netjies verloop en hoe julle lyk en hoe alles netjies gedoen word. Ek weet, Jan en Melien, as pastoorspaar, organiseer die gemeente, gebruik die mense met talent, en ek hou van organisasie, ek hou van beplanning, ek hou van goed wat agter mekaar is, ek hou daarvan, God hou nie van chaos nie, en die Here wil hê, ons moet die talente wat ons het ten beste gebruik, maar ek weet nie hoeveel van julle weet, dat uiteindelik kan ons al hierdie goed doen, ons kan die beste sange hê, ons kan die beste prediker hê, ons kan die beste bestuursraad hê, ons kan die grootste inkomste hê, ons kan die mooiste kerk hê, ons kan al hierdie goed hê, en ons kan God se doel in totaliteit mis. En 'n paar ouens onder 'n boom, wat niks het nie, wat nie eens met 'n musiekinstrument sing of iets nie, kan dalk nader aan die waarheid wees, as wat ons in al ons mooi plekke is. Dankie vir mooi plekke. Maar dis nie die doel van kerk nie. Waarin is die, en miskien moet jy saam met my lees net in Matteus 7 vers 7 tot 11. Ek gaan met die net mooi praat vanmôre as julle sal luister na my. Bybel sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mense is daar onder julle wat as as jy hom 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader, of julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom dit bid. Die waarheid is, as ek en jy vanmôre hierdie klein woordjie met sy 3 lettertjies, as ons net iets van dit kan verstaan, gaan ons op 'n plek uitkom as 'n kerk en as 'n individu waar ek en jy nooit van tevore sou kom met al die ander goed nie. Die woord van die Here sê, en ek dink ons almal verstaan dit, dat en dis die wet en die profete sê die Bybel in Matteus 7 vers 12, luister net hierna. Hy sê, net soos wat julle wil hê die mense aan julle moet doen, so moet julle aan hulle ook doen. Ons is vanmôre in kerk. Kerk beteken ons help mense, ons dien mense. Ek het al gesê, dit help nie jy dien God en jy dien nie mense nie, want dan mis jy die wet en die profete. Die hele woord van die Here word daarin saamgevat, dat ek vir jou daar moet wees en jy vir my daar moet wees en dat ons mekaar moet help en dat ons elke persoon daar buite wat ons kan help, moet ons help. Dis die doel van die kerk. Die doel van die kerk is nooit 'n showcase van heilige wonderlike mense nie of van al die beste goed nie. Dit was altyd bedoel om die plek te wees waar God verheerlik word. Maar weet jy wat kom voor hierdie horisontale been van ek moet jou lief hê en jy moet my lief hê, wat die nuwe gebod is en wat die groot gebod is van die Here. Weet jy dat die Bybel sê, jy moet die Here, jou God, dien en hom alleen aanbid met jou hele hart en siel. Weet jy dat die Bybel sê, dat ek en jy moet God aanbid, en dat 'n horisontale verhouding met mense beteken niks as daar nie 'n vertikale verhouding met God is nie. Die waarheid is, as jy by die Here uitkom, wat sê die Bybel in Matteus 6 vers 3, dat hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en die se geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. As jy vanmôre op 'n plekkie is waar die vertikale verhouding met God nie is wat dit moet wees nie, dan wil ek vir jou 'n skokkende feit meedeel, dat as ons horisontaal mekaar dien, en dit word nie gebore uit 'n vertikale verhouding waar jy met God in kontak is nie, dan word die
horisontale verhouding, afgodediens. Afgodediens. As ek mense dien, al doen ek dit op die beste manier. Pastoor Jean, ek kan my hele lewe gee. Die Bybel sê dit oor die liefde. Hy sê dat ek kan alles gee. Maar as ek nie God allereers dien en aanbid met my hele hart en siel, dan beteken al hierdie niks. Trouwens, dan word hierdie groter as God. Weet julle dat geld maak is vandag een van die kerk se belangrikste doele? Weet julle dat getalle is een van die kerk se belangrikste doele? Ek is die eerste ene wat kursusse aangebied het om te sê, ons het mense nodig, daar is niks so erg. My kinders sê, ek luister na RSG radio sonder mense. Nou, daar is niks so erg as om 'n kerk te bedien en daar is niemand wat jy bedien nie, want dan mis die kerk sy doel. Maar weet jy, dat as die kerk mense het, en as die kerk geld het, en as die kerk geboue het, en as ons al die ander goed het, maar ons het nie 'n verhouding met God nie, dan het die kerk 'n plek van afgoderry geword. Dan dien ons geld, dan dien ons mense, dan dien ons mekaar. Dit moet so wees, maar gebore uit 'n liefde vir God. Die waarheid is dat ek kan vir julle vandag sê, ek ken vir Shay. Ken haar. As ek 'n foto van Shay moet sien, of ek haar ergens moet raakloop, of ek haar hier moet sien speel, ek ken haar. Maar ek ken haar nie regtig. Ek ken haar want sy is in my kerk, sy speel basgitaar, en ek weet sy is versamel hulle 'n baie groot ondersteuning, maar ek leer die mens Shay eers ken wanneer ek met haar gaan sit en met haar begin gesels, hoor waar sy vandaan kom, hoor waarvan hou sy, hoor wat maak haar seer, hoor wat is die goed wat in die lewe haar te leer gestel het. As ek hierdie goed begin leer ken, dan leer ek die mens Shay ken, en dan kan ek eers regtig sê dat ek ken haar. Weet jy dat die kerk praat en sing en bedien oor 'n God wat ons nie ken nie? Want as ek nie met die Here gaan praat nie, gaan ek hom nooit leer ken nie. Ek gaan sê, ja, ek weet, ek ken jou Shay, maar ken ek jou regtig? Ken jy my reg? Weet jy regtig wie is die mens ek? God is nie anders nie. Daar's net een manier. Hy, die almagtige skepper van hemel en aarde, het die hemel, het die troonkamers vir ons oopgestel, sodat ek en jy kan binnestap en enige tyd van die dag of nag met God kan praat. Is dit nie 'n wonderlike voorreg nie? Dink hieroor. In die Ou Testament en alles wat God ingestel het, kon een mens, een keer 'n jaar, kon hy ingegaan het, net een keer 'n jaar, een dag, kon hy met God gaan praat in die allerheiligste. As jy 'n offer gehad het, moes jy dit na die priester toe bring. Die priester moes dit aan God toewy. Jy kon dit self, het dit nie beteken, behalwe as jy self 'n priesterlike kleed gehad het. Maar weet jy dat Nuwe Testamenties het God die voorhangsel geskeur, hy het sy kleed geskeur, hy het sy hart oopgemaak en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hy sê, kom klop jy, kom soek jy, kom vra jy, jy hoef nie meer 'n pastoor te hê wat vra nie. Jy kan nou self vra, agter jou skottelgoed wasbak, agter jou kar se stuur. Wanneer ek het in die weermag, het ek gevlug, wanneer ons 'n smoukbreuk gekry in die toilette in, dan is die smerigste goed op die deure gekrap, en dan staan ek daar binne en druk my hande in die lug en sê, Here, gee my net 'n bietjie krag en 'n aanraking van U. Dan kon ek met God praat in daai smerige plek, want God het my die geleentheid gegee om hom te soek. En alleen dan leer ek God ken. 'n Pastoor, en julle het 'n wonderlike pastoor, en hy bedien julle wonderlik. Gaan nie oor hom nie, maar ek sê vir julle, dat 'n pastoor
se woordkennis is nie noodwendig kennis van God nie. Kennis van God is wanneer ek, soos my kind, op my skoot sou klim, by my nek vat, en sê, papa, ek is lief vir jou. Papa, wat wil jy hê, moet ek doen? Dan leer God sy karakter ken. Want hy praat altyd nie met 'n hoorbare stem altyd met ons nie, maar hier binne in my begin hy goed te skep, en jy kom agter dat jy jou geaardheid, jou gesindheid verander, jou optrede teenoor mense verander. Jy sien, as my dien van mense gebore word uit my dien van God, dan het ek my prioriteite reg. Dan is ek besig met die Here, eerste met my hart en siel, en as ek dan mense dien, is dit nie afgoderry nie, dan is dit om God te dien, dis 'n verlengstuk van die liefde wat God vir my het, wat ek dan vir ander mense gee, en die liefde wat ek vir hom het. Maar allereers moet ek die Here lief hê. Hoor jy wat ek sê? Jy moet vra, jy moet soek, jy moet klop. En as jy nie doen nie, gaan jy by die deur staan, en jou pastoor gaan vir die res van jou tyd vir jou klop. En jy gaan uiteindelik agterkom, maar ek het nooit by die Here uitgekom nie. Die skrif sê, julle weet nie reg wat om te bid nie, maar die Heilige Gees tree vir julle in met onuitspreeklike sigtinge vir die Vader. Weet jy wat doen die Heilige Gees? Hy vat ons gebroke woorde, ons woorde waarin ons so tekort kom, en hy maak dit op in die regte pakkie, en hy dra dit tot by die voete van God, en hy sê, Here hoor, Vader hoor wat ek Jean gevra. Maar as Jean niks gevra het nie, is daar niks om te vat nie. En dan is daar niks wat God gaan antwoord nie. Die werkskapitaal vir jou, pastoor Jean en jou gemeente, is jou aanraking met God. Ek het groot geword in 'n tyd, daar's baie min van daai geslag oor, hier's enkeles van hulle hier sit. Vanmôre, ek sien hom Peer vanmôre hier, ek sien dan die Bessie hier. Waar mense baie meer bang was vir bidders, as wat hulle bang was vir rowers. Want 'n bidder kan 'n rower bind, dat hy rower niks verder kan doen nie. Maar weet jy, wanneer mense in die verlede die kerk op 'n plek gekom het, waar ons nie meer God ken nie, hoe sal ons weet, wat kan God doen, en wat is dit? Weet jy waar kom geloof vandaan? Weet jy wanneer glo ek in jou? Weet jy wanneer glo ek wat sy vir my kan doen? Wanneer ek haar ken. Maar as mense my net vertel, sy kan dit doen, en sy kan dit doen, sy kan dit doen, dan beteken dit net, dis hoor sê. En as jy God van hoor sê ken, het jy hom nog nie van aangesig tot aangesig geleer ken nie. En hy het die uitnodiging gemaak, hy het die voorhang sal geskeur, dat ek en jy kan instap, en dat ons kan klaar kry met afgodediens, maar God dien, en daaruit dan mense dien. As kerke volmaak word daaruit, dan is dit nie meer oor geld en oor getalle en oor mense en oor roem en oor eer. Dan gaan dit oor God. Ek het jare terug 'n klein boekie in die hande gekry van Ian Downs, krag deur gebed. Hy sê, it's great to talk to men about God, but it's greater to talk to God about men. Wil jy dit sê? Jonkie Chow het by geleentheid gesê, toe sy gemeente 10.000 lidmate is, toe sê hy vir die Here, Here, maar ek kan nie meer by almal uitkom nie. Toe sê die Here vir hom, maar wat wil jy daar gaan maak? Stuur my, klop en ek sal gaan, soek en ek sal gaan, maar as jy my nie vra nie, gaan ek dit nie doen nie. Dit beteken nie, ek moet dit doen nie, ek gaan dit doen omdat ek jou lief het, omdat ek jou Vader is, maar jy moet my vra. Dan sal ek dit doen. Weet jy dat dieselfde Ian Downs het gesê dat prayer is contact of
of a human being with a mighty God. 'n stuk stof, skepsel, word genooi, kom in my troonsaal, kom praat met my, en ons doen dit nie. Ons dink as ons kerk toe kom, praat ons met die Here. Weet jy hoekom moet die mens, in die ou geslag sal dit vir jou sê, hulle het kerk toe gekom met brandende harte, die kleerlinge het gesing, bring jou vuur van die huis af, bring jou vuur van die huis af, bring jou vuur van die huis af, en die Here sal jou seën. Want jy kry dit nie hier nie, jy kry dit in jou binnekamer. Ek het as 'n 15-jarige skoolseun tot bekering gekom, en op 15 jaar oud het ek my wekker gestel in die môre, daai ou groot wekkers wat die hele buurt wakker gelei het. En die tannie langs aan jou met klippe wil gooi, het ek mos so 'n klok gehad. Dan lei daai wekker, dan rol ek van die bed af op 'n 6 uur op 'n Sondagmôre, want 10:30 is diens, en ek moet kontak met die Here kry, want as ons kerk hou, gaan ons die Here dien. Dis hoekom mense van ouds lekker gekoordans en gejuig en al die goed het, want elkeen het met 'n stukkie vuur by die deur ingeloop, jy kon daai vuur nie meer onderdruk nie. Ek sê nie ons dans nie vandag omdat daar nie vuur is nie. Ek sê net vir u, dat ergens iewers sal ons moet wakker word, want die vuurtjie het baie klein geword. Amen. En dit help nie ek wag vir iemand anders nie. Weet u hoekom het ek al 'n klomp jare gelede pastore gevra, kom ons los asseblief getuienisse uit die banke. Gaan dit vir jou verduidelik. Want mense stap vandag, hy taan nou sy bacon en eiers en gerooster brood en al die goed geëet en gedrink en lekker agteroor gesit, dalk nog 'n bietjie sport gekyk, en dan kom hy kerk toe, en dan ergens is dit dalk net 'n ou wat vrymoedig genoeg is, en as hy kans kry om iets te sê, dan spring hy op en hy praat 'n lot nonsens, en die uiteinde van die saak is, ons stap uit en sê, want daai broer wat so gepraat het, ons kan dit nie meer bekostig nie. Daar was 'n tyd, die ou godsmense sal vir jou sê, toe hulle by die huis so gebid het, dat wanneer jy in die kerk gesit het, en jy weet is nou jou beurt om ietsie te sê, dan jou hart hier in jou keel geklop, want jy kontak met die Here. Jy het vuur by die Here gekry, en as jy dan opstaan, dan was jy 'n seën en 'n opbouing vir almal rondom jou. Die waarheid is, ons het vuur weer nodig. Vuur op die altaar. En die enigste manier hoe dit nou aan die brand gesteek geword, gaan nie die hoëpriester wees nie. Dit gaan ek en jy wees wat moet klop. Ons wat moet soek. Ons wat by die Here moet uitkom. Weet jy dat die woord aanbidding kom van die Hebreëse woord prostrate. To prostrate. Dit beteken letterlik om neer te val, om ineen te krimp, om regtig jouself te verloor, om voor God die Almagtige, hy is die skepper van hemel en aarde, hy is die Alfa en die Omega, hy is die eerste en die laaste, hy is die koning van die heelal, om voor hom neer te val en te sê, Here, al is ek 'n feilbare mens, gee U my die geleentheid en sê, klop, ek gaan vir jou oopmaak, soek en jy gaan vind, bid en jy sal ontvang, ek en jy is dit nie 'n voorreg nie, sal ons 'n oomblik net die Here prys, en sê, dankie Here, dat ek kan ingaan, ek kan nie praat. Dit beteken, die Bybel sê nêrens ons moet nie lus ons bid nie, maar ek wil jou sê, as jy al gevoel, as jy in die teenwoordigheid van iemand kom wat jy regtig voor hoe menslike respek het. Hoe sê goddelike respek, maar dis nie gebeur. Maar dan gaan jy voel amper, jy krimp in een, as jy voor daai persoon inloop. Al doen jy dit nie fisies nie. Nou ons praat hier van God. So krimp 'n bietjie in jou binnekamer, sê die Bybel, en hy wat in die binnekamer hoor, sal jou in die openbaar vergelde. Maar as ek nêrens voor hom buig nie, hoe sal hy aan ons die besoeking kan bring wat hy wil? Die Griekse woord
aanbidding is proskoneia. Ek het dit al baie geïllustreer, maar laat my dit vir jou wys. Kom nie my daar nie. Ek het hierdie dingetjie lief. Ek het al lief gekry toe sy kaal voor die katjies kom kos gee by die gebedshuis om my te verbly. En toe sy vir my gesmaai het in die deur en vir my vertel het wat wil sy alles in 'n man hê. Toe besef ek, maar ek is daai man. Maar weet jy, wat is een van die teerste maniere om vir haar te sê ek het haar lief? As jy nou in dit respek en eerbied en liefde gesien het, nie is daar fout met jou kop. Proskoneia beteken presies dit, to kies the head. God wil bemin word. Hy wil lief gehê word. Dis wat aanbidding beteken. Om God lief te hê, om God te bemin. Weet jy, jy het nie Bybelse groot woorde nodig nie. Jy het nodig om net uit jou hart, want dit is wat gebed is wanneer jy jou hart uitstort voor hom. Die groot skrywer van die vorige eeu wat werklike waarhede geskryf het, Spurgeon, het gesê dat there's one bright blessing that worship, that prayer brings down upon the ministry. An inimitable, an indescribable something. The anointing of the Holy One. Hy sê, let your fleece lie on the threshing floor of supplication until it is wet with the dew of heaven. God wil hê, jy moet kom op 'n plek waar jy so na hom toe roep, dat hy jou kan nat maak met sy Heilige Gees, en dat die vuur van die Here hier in jou hart aan die brand gesteek kan word. Wil jy saam met my klop? Wil jy saam met my roep en vra? Wil ons weer voor die Here buig? Weet jy wat was? Daar was 'n ou geslag, oom Peer, ek kan amper sê pastoor Peer, want hy was so getroue diensknegt van die Here deur al die jare, maar hy het my oupa en ouma geken, oom en tannie Boshoff. Ek, my Melien se pa en ek self het tot bekering gekom as gevolg van hulle. Maar ons het albei die voorreg gehad om 'n rukkie by hulle in die huis te bly. En albei van ons het dit beleef, dat 3 uur in die môre het hulle wekkertjie gelei. Dan rol oupa aan die een kant van die bed, ouma aan die ander kant van die bed af. Dan begin hulle met die Here te praat. Hulle het niks groot woorde nie. Hulle was die geleerde mense. En my oupa het Pieter geslaan op die spoorweë, die klippies onder die sleepers in. Maar weet jy wat het hy gehad? Wat baie min gehad het. Hy het kontak met God gehad. Hy het geweet wat dit beteken om te soek en te klop en te vra. My oupa het my gebel by geleentheid en sê vir my, hey, wat sê jy, ek het 'n groot kontrak by Standard Bank gekry. En ek gaan nou soveel en soveel. Sê ek vir my, hey Boeta, weet jy wat wil ek vir jou sê, Dani? Jy moet op jou knieë gaan sê, dankie vir oupa en ouma wat vir jou en vir my gebid het. Ek het hulle vandag gehoor, Here seën Dani, seën Michael, seën Marius, seën Frikkie, seën Gerard. Ek het gehoor hoe hulle klop. En dink jy, God is nie 'n waarmaker van sy woord nie. Hy het die deur oopgemaak en gesê, kom in, klim op my skoot my seun, vertel my wat jy wil hê. En dit beteken nie om begeertes nie. Dit beteken om in te tree vir jou medemens. En dit is mensediens. In God. Anders word dit afgodediens sê. Dis amper klaar, maar dat ek jou net nog 'n ding wil wat vertel. As jy nie 'n persoonlike verhouding met die Here gaan kry, gaan jy altyd in die moeilikheid wees met gevoelens oor mense. Iemand gaan jou nie reg behandel nie, iemand gaan jou nie vriendelik genoeg nie. Die kerk gaan ergens 'n fout maak nie. Maar as jy verhouding het met God, dan sien jy nie vanmôre hier terwille van enigiemand anders as terwille van die Here nie. Wie van ons is hier in Jesus naam? Wie is hier in Jesus naam? Trek jou hande oog in die lig. Laat die Here dit sien. Want weet jy wat?
As ons hier is in Jesus naam, is hy verseker vanmôre hier, want hy, waar 2 en 3 in sy naam by mekaar is hy in die midde. So die Here is hier, die Here is hier, die Here is hier, die koning is hier. Kan jy vir oomblik prys soos iemand wat verstaan dat die Here in ons midde is? Ek, Pastoor Jean, hy sit saam met my op die direksie en Aline saam my vrou. Ons het 'n baie wonderlike nuwe bestuurspan. Nuwe moderators deur God aangestel. Die direksie is verkies soos wat die Here dit wou hê. Dis knap mense. Dis mense met besondere begaafdheid en talente op baie terreine. Hulle vul mekaar aan tot so mate dat hulle partykeer so 'n bietjie mekaar se pad staan. Maar die waarheid is dat hulle dis 'n sterk span. En ek voel in my hart gelukkig. Ek en Johnny sien uit na aftrede. Ek is nie bitter of ongelukkig of voel ek is uitgestoot of enige so iets. Ek kan ook nie sê die kerk het my wonderlik behandel. Ek het wonderlike tye in die kerk. My wonderlikste deel van my lewe was dit wat ek in die kerk beleef het. Maar ek wil vir jou iets sê. Dit alles is geen legacy as ek dit agterlaat nie. Maar as die Here my kan help in die laaste paar diensies wat ek nog het, om net eers in 3 of 6 of 10 harte dit wakker te maak, om weer te begin bid, om regtig die Here se aangesig te soek, dan het lede in Christus kerk 'n toekoms. Want die toekoms lê nie in organisasie nie, dit lê in die koning. Hierdie is die koning se plek. Hierdie behoort aan die Here. Ons kerk behoort aan die Here. Ons kerk gaan oor Jesus. Ons kerk gaan net oor die koning van die konings. Mense se roem en eer. Ag man, is soos 'n vinger wat jy water uittrek en hy maak 'n paar kringe en is weg. Maar as ek en jy by God kan bly. Ek sou graag, is bietjie laat, maar ek sou graag wou sê vanmôre, ek los 'n kerk van bidders en bidsters. Ek sou dit graag wou sê. Dit was 'n legacy. En dan weet ek, is 'n toekoms soos wat ons nog nooit bereken. Wil jy my nie, die Engelsman sê sommer join. Wil jy nie saam met my? Vanmôre, ons laaste liedjie wat ons gesing het voor hulle sangmeeting, wat gesê het, kneel at the cross. Ons laaste liedjie het gesê, oh come, let us adore him. Kom ons stort ons harte weer voor die Here uit. Kom ons kry weer gees in kontak met gees. Kom ons stap nie in 'n kerk en verwag dit wat ek met hierdie vleeslike liggaam doen, gaan vir my iets beteken om by die Here uit te kom nie. God is gees. En die wat hom wil dien, moet hom in gees en in waarheid dien. En al manier hoe jy in gees met hom in kontak kom, is wanneer jy hom begin aanbid. En aanbidding is nie 'n paar liedjies wat jy sing nie. Dit vloei net voort uit jou hart, wanneer jy vol is van die Here. Maar sal die Here ons weer vol maak. Bring jou vuur van die huis af, steek ons aan die brand, Here. Laat daar vuur op die altaar wees. Maak ons wakker, maak ons lus om U te dien. Maak ons sin en begeerte in ons hart om te klop, om te roep, om te vra, dat die Here ons kan hoor. Dan het ons hoop, dat die mens julle weet wat se berge het, jy en van daai ou dames wat saam met jou gebid het geskuif. Ek het verwys na hom Peer. Dis 'n geslag van mense wat nie, hulle was nie so hoog gekwalifiseer nie, hy was. Maar hy het nie allerhande akademiese titels gehad, maar weet jy wat het hulle gehad? They were giants. Want hulle was vol van die Here. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Mag hy die help. Bybel sê, bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5:9. Die Bybel sê ook, is baie belangrik, waak dan en bid altyd weer.
Lukas 1:36, sodat julle al hierdie dinge wat kom, kan ontvlug. Mag die Here ons help. Ek sou graag vanmôre, ek hou van mense wat juig en gelukkig is en prys en die Here verheerlik. Maar al daai prysing, as dit nie kom uit harte wat verbind is met God, ekskuus, gaan my weer herhaal, dan word dit afgode. Ek het vir 'n orgelis jare terug gesê, kyk vanmôre na die dame wat so bekwame hier speel, toe sy vies vir my en kaal dan wil, en sy sê, maar ek speel nie vir jou nie, ek speel vir die Here. Toe sê ek, as jy nie vir my speel nie, dan speel jy nie weer in die orkes nie, want ek moet na jou luister, en ek moet daar die Here in kontak met die Here kom. Maar weet jy wat was die waarheid? Dat as sy regtig vir die Here gespeel het, kon ek vir haar gesê net wat ek wou. Hy het niks te doen met haar verhouding met die Here nie. Sy was in kontak met die Here. So ek vra jou vanmôre, ek verwys maar net na die orgelis omdat ek in so 'n insident was. Maar mag die Here ons help. Hoor die Here, voel die Here, beleef die Here, ervaar die Here. Hoe jy dit ook al doen. Maar al maniers gaan jy leer ken sy. En dis wanneer ek die dinge in mekaar begin praat. Mag die Here ons help. Mag die Here ons sien. Mag die Here Parys se gemeente sien, Pastoor Jean en Marlene, soos wat hy reeds doen, ver bo die maan. En mag dit gebore wees in die regte ding van kontak met die binnekamer, soos wat die Here dit wil hê. Dis lekker om u te sien, en mag, as ons nie mekaar gou weer sien nie, dan sien ons mekaar by die Oospoort. Ek wil aan die binnekant van die Oospoort. Ek wil nie by die kant staan nie, ek weet ook nie van jy nie, maar as ons mekaar nie daar sien nie, gaan ons mekaar hier sien. Maar ons gaan bid, sê amen. Ons gaan weer met die Here leer praat. En mag die Here u help, dat hy u gebede verhoor. Amen. Baie dankie, Marius, ek sal nou daar weer omkry. Baie dankie dat ons gemeente so mooi bedien het vanmôre, soos altyd. Was ons verskriklik lekker om julle hier te hê, hoor. Ek gaan vra dat Marlene gou vir ons vorentoe kom. Ons wil graag net van die gemeente se kant af vir julle 'n klein blikkie van waardering oorhandig. Maar nou vra dat oom Marius en tannie Jody ook vir ons net hier voorkom staan asseblief. Hoor wat sê die kind? Drink my chocolate, eet my chocolates nie. Baie dankie die Here sien. Kan dit loop. Ek gaan dan vra dat die Marie vir ons gou vorentoe kom asseblief. En dan die met wie ons gereël het vir die nagmaal, my helpers, julle nie ook vir ons vorentoe kom, die groot asseblief. Ons het nou die laaste week of wat, paar weke die reeks gehad van krib tot kruis uit die koning. En die wat sal onthou, die vorige diens het ons gepraat oor die Here wat sy kleed geskeur het. Nou maar is dit so mooi om saamvat vanmôre, baie dankie vir dit. En dit is dan ons geleentheid om by die tafel toe te gaan. Prys die Here. Ek gaan vir Marlene vra om net vir ons 'n gebed te doen oor die tafel, groot asseblief. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees. En baie dankie dat daar mense is wat ons herinner daaraan dat dit belangrik is om 'n persoonlike verhouding met U te hê.
om met u te praat en ook uit u woord uit te hoor dit wat u sê. En ons is vandag hier so om nagmaal te gebruik, deel te hê aan u liggaam en deel te hê aan u bloed wat gevloei het. En ek wil vra dat u hierdie nagmaaltafel sal seën, dat u dit in ons harte en in ons siele sal seën. En wanneer ons hier uitgaan, dat ons sal onthou waaroor dit gaan. Dankie vir die goedheid en dankie vir u wat opgestaan het, maar ook aan die kruis gesterf het. Amen. Prys die Here. Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, nadat hy gedank het, het gebreek en aan sy disippels gegee. Hy sê neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En ons het vanmorgen gehoor dat as gevolg van hierdie broodjie is die deur oop en ek en jy met vrymoedigheid vanmorgen tot die troon van die Here nader. En na die brood het hy die beker geneem, het geskink en aan sy disippels gegee en gesê neem drink. Dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. En ons sing nou 'n koortjie wat sê een druppel bloed kan red my siel, die bloed van Jesus maak die verskil. As jy vanmôre die beker wil gebruik, ek vra jy net wag totdat die kelkie jou verby is, dan sal ek met die beker bedien word. Ek is verloor, maar nie weer sonde, my skuld betaal, maar nie met dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdesprys was my behoud. Ek is verloor, maar nie meer sonde, my skuld betaal, maar nie met God. Dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdesprys was my behoud. Ek is verloor, maar nie meer sonde, my skuld betaal, maar nie met God. Dit was die prys,
die prijs, die bloed van Jesus, liefdesprys was my behoor. Ek is verloor, maar nie meer sulwer, my skuld betaal, maar nie weggaan. Dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdesprys was my behoor. Ek is verloor, maar nie meer sulwer, my skuld betaal, maar nie weggaan. Is daar iemand wat oorgeslaan is? Geef ons nou aandag toe asseblief. Liefdesprys was my behoor. Ek is verloor, maar nie meer sulwer, my skuld betaal, maar nie weggaan. Dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdesprys was maar nie meer sulwer, my skuld betaal, maar nie weggaan. Dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdesprys was my behoor. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om hierdie tafel gesit sal word. Dankie vir die bloed van Jesus wat vir elkeen van ons gevloei het. Dankie vir sy liggaam wat vir ons verbrysel is en dankie vir die voorhangsel wat geskeur het, Here. Dankie dat Jesus die woorde kon uiter, dit is volbring. Jy het alles gebring, volle prys betaal. Dankie, Here, dat ek vanmôre opnuut kan besef dat U my duur gekoop het. Dankie dat U vanmôre ons aandoen, ons liggame, siel en gees versterk. Ons dankie daarvoor in die mooi naam van Jesus. Amen. Prys die Here. Halleluja. Baie dankie, Here. Lief, en ek het ons voor die